Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle. Dit is baie lekker om almal te sien. Vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle. Dis vir ons 'n voorreg dat julle kan deel wees van 'n klomp daar in Smithfield en die kerk daar in Pietersburg, daar in Mosambiek en oralste reg oor die land. Dis vir ons regtig 'n groot voorreg dat julle kan deel wees op hierdie goeie Vrydag. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, ons eer U, want U is 'n goeie God. Wat U doen is goed. Wat 'n voorreg dat ons op hierdie manier in die naam van Jesus kan bymekaar kom. Party van ons hier in die gebou met 'n klomp verskillende mense van verskillende plekke in die land, 'n klomp van ons wat aanlyn inskakel. Ag Here, ek wil vra dat U vir ons op 'n spesiale manier sal ontmoet. Dat U ons sal met ons gepraat deur die Gees. Dat U vir ons dinge sal oopbreek, dat ons bewus sal word van U teenwoordigheid. Here, dat ons in verwondering sal staan van wie U is. U is 'n groot en heilige God. En aan U toe kom toe al die lof en al die eer en al die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen. Ag, kom ons bid saam. Kom ons bid, Here. Ag, Here, dankie vir die kruis. Here, dit is vandag 'n goeie Vrydag wat ons vier saam met die Here. Dit is vir ons 'n feesviering. En dit is 'n feesviering, Here Jesus, oor dat U vir ons die prys betaal het, Here. Here, ons het so gebid vir vanoggend, vir hierdie diens in die kerk aanlyn, Here, dat U in die Gees tasbaar hier teenwoordig sal wees, Here. Dat U elkeen van ons verniet sal raak met die kruis, Here, die kruis waar U vir ons betaal het, dat ons U persoonlik kan ken, Here. Here Jesus, U is die antwoord, maak nie saak vir ons is vanoggend, Here. U ken elkeen van ons, U ken elkeen van ons storie, Here. En Here, ek dink van Here, U het ons gemaak om U te moet ken, Here. Dis hoe U ons gemaak het, elke mens, vanoggend, Here, U het ons gemaak dat ons U moet ken. Maar Here Jesus, die kruis het gemaak dat ons U kan ken. En ons wil vir U dankie sê vanoggend, ons wil U eer, Here, dat daar 'n houtkruis was. Ons wil vir U eer dat U waardig is om al die eer te ontvang. En soos my net nou gesê het, Here, ons, selfs op ons laagste op die grond, verdien nie dat ons U ken nie. En U het gekom, Here Jesus, deur die kruis, deur U bloed, Here, het U gekom dat ons U kan ken, U persoonlik in verhouding met U kan ken. En dis hoekom dit 'n goeie Vrydag is, Here Jesus, want U leef, U het opgestaan. Maar ek bid vandag op hierdie dag, dat U vir elkeen van ons, so hier waar ons is, Here, ek bid dit soos ek praat, Jesus, Heilige Gees, dat U so by elkeen van ons sal stil raak. Dink so aan die huis van Cornelius, Here, toe Petrus gepreek het, Heilige Gees, U het so op elke mens gekom, ek bid in Jesus naam. Deur die bloed van die kruis van Jesus, Here, dat U deur die Gees by elkeen van ons sal stil raak vandag. Mag U ons elkeen kom aanraak. Mag U die kruis vir ons weer oopbreek. Dat dit ons hart raak, dat ons dankbaar is, Here. Dat dit ons oorweldig, hoe groot is dit wat U vir ons gedoen het. Dankie Here Jesus, dat vandag 'n dag is wat ons kan vier en U kan ken. Ek bid so vir elke mens in die kerk, elke persoon aanlyn.
Here Jesus, mag hulle U sien vandag. Dis so ons hoop. Dis so deurbid, Here, dat mense bemoedig sal word, opgewonde wees sal raak oor die lewe en saam met U te kan leef, Here, oor dit wat by die kruis gebeur het genoeg was. Mag U so ons tyd saam seën, Here, en mag U alle eer ontvang. Mag U lewens verander vanoggend, Here Jesus, soos ons hier saam met oor U gesels, in Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, baie welkom by die kerk vanoggend. Dit is my so lekker dat julle hier is en dat julle die moeite gedoen het om hier te wees. Soos Pieter gesê het, hier is 'n klomp vriende en familie wat vandag saam kuier. Baie welkom. Dit is vir ons so lekker dat julle hier is. Ek was sterk geweest in die worship nog. Soos Here, ek is net opgewonde, ek is nie emosioneel nie. En toe bid my net. En toe sê ek so, nou is my hart vol en ek is net so opgewonde oor wat die Here wil kom doen. En vandag is 'n goeie Vrydag. Die meerderheid van ons verstaan hoekom dit Goeie Vrydag is. Dit is die Vrydag wat ons goed beskou oor dat Jesus die prys betaal het wat ek en jy nie kan betaal nie. Maar dit is Goeie Vrydag oor dat ons weet Jesus het ook opgestaan en dat sy dood aan die kruis en betaling vir sondes genoeg was sodat ons hom kan ken. En so vanoggend, ek wil met jou gesels oor Jesus wat die lam van God is. Wat die lam van God was wat nodig was sodat daar vergewing van sondes kon gebeur. Ons is besig ook met 'n reeks en ons het die reeks so beplan dat hierdie woorde en werke van Jesus so eindig by hy is die lam van God en Sondag sal Peter preek oor hy is die opstanding en die lewe. En die opstanding en die lewe is moontlik omdat hy die lam van God vir ons was op die Vrydag. Maar soos ek sê, hy was die lam van God, beteken dit nie regtig in kultuur vir ons regtig iets nie. Ons leef 2000 jaar na die kruis en baie van julle het dalk die konsep gehoor van Jesus wat die lam van God is. Maar as ek sê die lam van God, het dit nie regtig baie trefkrag vir ons in ons kultuur nie. As jy 'n skaapboer is, sal dit dalk vir jou ook vreemd wees. Hy was 'n lam gewees deur Jesus en ek dink dit is 'n vreemde konsep in ons kultuur. Maar ek wil eindig by Jesus wat die lam van God was, wat 'n baie groot ding was, toe Johannes gesê het, daar is Jesus, die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En natuurlik is dit vir my en vir jou wonderlike nuus, en ons ken daai, omdat ons 2000 jaar na dit hier is. Maar ek wil jou amper so 'n bietjie terugvat in die geskiedenis van God se volk, van Israel, dat ons verstaan wat so groot invloed het dit gehad, dat Jesus genoem was, deur Johannes, die doper. Sê het, hoor, daar is Jesus, die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En ek wil eintlik begin in Exodus by die 10de plaag waar Moses en Aaron met Farao die hele tyd hierdie moeilikheid het om die volk, die Israeliete, te kry dat hulle vir God kan gaan aanbid. En die Here sê vir Moses en Aaron, julle moet die volgende vir die volk sê, en sy eerste lam waaroor ons wil gesels is eintlik die Paaslam. Soos ons Paasnaweek het en die Paasfees vier, begin dit eintlik by die Paaslam met die Israeliete in Egipte, en ek wil dit vir jou lees, dit is op die raamwerk van dit, jy kan op die skerms ook saam met ons volg, maar dit is in Exodus 12, die Here sê vir Moses die volgende, en ons lees daarvan vers 1 af, in Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle 'n belangrike maand, dit moet die eerste maand van die jaar word, sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin, moet daar een wees, as 'n huisgesin te klein is, vir 'n lam kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Nou net gou vinnig, ons is ernstig vandag, maar ek wil net, soos ek dink die mense in daai tyd het baie meer geëet as wat ons doen, want ek weet nie wanneer laas het jy 'n lam geslag nie. Maar ons het vir 'n golftoer nou die dag 'n lam gekry vir 12 manne vir 'n week lank. En hierdie huishoudings het 'n lam vir 'n huishouding gehad. En hulle moes hom opeet. Jy sal dit nou hier lees, anders moes hulle die res verbrand. Dit sê, 'n huisgesin as dit te klein is, moes dit met sy buurman deel. En so julle moet die lam deel volgens elkeen se behoeftes. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. En daai, as jy jou Bybel het, met jy daai sonder liggaamsgebrek omkring. Dis nogals belangrik in vandag se konteks. Vers 6 sê julle moet hom goed oppas tot die 14de van daai maand. En dan met die hele gemeente van Israel laatmiddag slag, min of meer 3 uur die middag, moet hulle hom slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante van die deur en bokant die deurkoeskyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet en julle moet dit braai. Dis hoe die Here dit bedoel het dat ons vleis moet braai, as ons gewonder het. En soos met dit saam ongesierde brood en bitterkrye geniet. En julle moet dit nie rou of in water kook of eet nie. Gelukkig was hierdie skaap geweest, was die bees nie. Almal wat hulle steak nie gaar eet nie. Soos ons nog gereed. Maar dit sê
ons fokus. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie, en as daar die volgende môre tog iets oorgebly het, moet julle dit dan verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie aan die hand. Dit is die Paasfees van die Here. En so dis al vir ons wil wees, ons moet voorbereid wees, sê Moses en Aaron vir Israeliete, julle moet voorbereid hierdie geniet, want as die Here vir jou uitkoms gee, moet ons reg wees om te beweeg. En so vers 12, daardie selfde nag, sal ek deur Egipte gaan om die eerstelinge van Egipte, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken, ek is die Here. En dan lees ons daar in vers 13, waar die krag van God eintlik vir ons die eerste keer in die konteks van 'n lam deurkom. Vers 13 sê, die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees, waar ek die bloed sien, dis wat God sê, waar ek die bloed aan die deure sien, sal ek die huis oorslaan. In Engels maak dit sê mooi, dit sê, I will pass over, daai huis wat pass over geword het, sal daai huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. En so kom, en die Here sê vir Moses en Israeliete doen dit. Hulle slag 'n lam en hulle geniet dit saam en hulle smeer die bloed van die lam oor hulle deur. En hulle gesin is binne en hulle geniet die kos en hulle geniet eintlik die beskerming van die bloed van daai lam toe die Here Egipte getref het met die 10de plaag. En dan hierdie stuur Farao toe Egipte en sê vir Moses en vir die Israeliete, waar julle moet gaan. Julle moet gaan en hulle trek deur. Hulle trek deur die Rietsee en Egiptenaars agtervolg en God voorsien en hy sorg vir hulle en hy beskerm hulle en hulle kom in die beloofde land en daar sien ons eintlik die eerste keer dat hulle werklik in vryheid saam met God is. Maar dit begin by die Paaslam vir die ouens in die moeilike omgewing waar hulle was. In die verdrukte tyd, in die slawe, lees ons eintlik die eerste simboliek eintlik van hierdie lam. Maar dan kom ons eintlik by die tweede lam wat ons eintlik lees is eintlik wat deel geword het van die Israelitiese volk. Okay, Here het ons nou gered uit Egipte uit, het ons nou vrygemaak, ons gaan nou in die wildernis wees. En toe die Here vir hulle klomp wette en reëls gegee van hoe hulle nou moet verhouding met hom moet leef. En so hier sien ons eintlik iets van 'n offerlam. Jy sien eintlik die hele Ou Testament deur was die manier hoe God met sy volk verhouding wou gebou het, was dat hulle moes diere offer vir die vergifnis van sondes. Hebreërs 9 vers 22 sê, under the law almost everything is cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness, neither release from sin and its guilt, nor cancellation of the merited punishment. En so God se standaard vir sonde was dat iets geslag moet word. As jy na Adam en Eva kyk in Genesis 3, dan lees ons dat toe God gesien het hulle het gesondig, lees aan die einde van die oordeel wat God vir hulle gegee het, sê dat hy het iets geslag en hy het hulle uit naaktheid bedek, het hulle sonde toegemaak. Dit was nog altyd God se reël. Dis hoe sy standaard werk. As daar 'n sonde gepleeg is, moet daar iets gestraf word, iets moet doodgemaak word. Daar moet iewers bloedvloei gebeur sodat vergifnis van sondes kan gebeur. En hierdie was nogals erg in die Ou Testament. As jy bietjie deur Numeri gaan werk in Exodus, dan sê jy sien daar was reg konstant offers gebring in die volk van God, in die Israelitiese volk. Ek wil sommer net 'n paar vir jou noem. Daar was elke dag 2 lammers geoffer vir die volk. Elke dag in die oggend was daar 'n lam geoffer vir al die sondes wat die ouens in die nag gepleeg het, en dan was daar in die aand 'n offer gegee vir al die sondes wat die ouens in die dag geoffer het. Elke dag was daar 2 lammers geoffer. Elke Sondag was daar 2 lammers geoffer. Elke maand was daar 7 lammers geoffer. En so elke fees was daar lammers geoffer. By die Paasfees was daar lammers geoffer, by die Wekefees was daar lammers geoffer, by die Nuwejaarsfees, die Versoeningsdag, was daar oral lammers geoffer. By die Hittefees wat 8 dae lank was daar oor die 100 lammers geoffer vir die vergifnis van sondes. En so Israel was baie bewus van die konsep van 'n lam wat geoffer moes word, sodat daar vergifnis is. Dis nie in ons kultuur waar ons vandag is nie. In ons kultuur leef ons eintlik met, ons sê net jammer, en ons vertrou dat Jesus ons vergewe, omdat ons mag dalk dink dit was maklik. Ons mag dalk dink dit was nie so baie wat hy moes gegee het nie. Maar jy moet verstaan dat hierdie vergifnis van sondes was van tydelike duur. Dit was nie iets wat weggeneem geword nie. Levitikus 4 vers 35 skryf so doen die priesters versoenings vir die sonde wat die burger gedoen het en word sy sonde vergewe. Dit is interessant daar, dit sê nie sy sonde word weggeneem nie. Dit sê nie daar dat God nie meer aan daai sonde dink nie. Hierdie sonde was sonde wat gedoen was en daar was 'n offer gegee waarvoor dit tydelik vergewe was. Nou ek dink jy moet verstaan, God wat 'n regverdige God is, wat vereis dat daar betaling vir sondes is, gaan daai betaling vir sondes iewers moet kry.
En so hoewel die offer van 'n lammetjie of die offer van 'n bok in daai tyd tydelik van aard was en genoeg was dit iets wat opgeteken sou gebly gewees het by God. Dit was iets wat nie in perfektheid betaal kon gewees het deur 'n dier nie. En so iets in sy perfektheid en 'n volle perfekte mens moes 'n prys kom betaal vir die betaling vir sonde. En so Jesaja skryf iets van hierdie tipe lam wat gaan kom. Hy skryf in Jesaja 53 vers 6 tot 7 sê hy, en ek wonder hoe was dit vir die Israeliete in daai tyd. Hierdie was honderde jare voor Jesus daar was. Maar hy skryf in Jesaja 53 vers 6, hy sê, ons almal het gedwaal soos skape, en elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Jesaja het honderde jare voor Jesus al geprofeteer en gesê, daar gaan 'n lam kom, wat soos 'n lam wat na 'n slagpaal gelei is, wat nie gaan kla nie. Daar gaan so 'n lam wees, wat die lam van God sal wees, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. En ek dink reg deur die Ou Testament was daar die vraag gewees, waar is hierdie lam? Die Jode in hulle kultuur sou gesit het met die vraag, waar is hierdie lam? Waar is die lam? En 400 jaar na die stilte, na die Ou Testament, lees ons eintlik dan in die begin van Johannes, hierdie bekende woorde in 1 Johannes, vers 29, wat Johannes sê, die volgende dag sien Johannes toe vir Jesus, Johannes die Doper, na hom toe kom, en hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En ek dink die Jode wat dit moes gehoor het, Israeliete, die volk van God wat dit gehoor het, moes soos, is hierdie die Messias, is hierdie die lam, wat uiteindelik vir die betaling van die mensdom gaan sterf? Is hierdie die lam? En Johannes skryf, en hy sê, hierdie is die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Vers 30 sê, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, na my kom daar 'n man, wat my voor is, want hy was my reeds daar, hy was voor my reeds daar. Vers 31, ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom, en ek het gedoop met water, sodat hy aan Israel bekendgestel kan word. Vers 32 sê, verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God het vir my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het self dit gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Nou weer eens, ons lees hierin en ek dink, ons kan nie regtig die volle omvang van dit verstaan nie. Ons kan nie verstaan hoe ouens vir duisende jare gewag het vir 'n Messias, sodat daar 100% versoening kan wees, 100% vergifnis kan wees en verhouding met God. Maar ons sien iets van hoe Johannes se volgelinge reageer toe hulle hierdie gehoor het. Ons praat so van die eerste disippels, vers 35 in Johannes 1, sê, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en met 2 van sy volgelinge by hom. En toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Dis die lam van God, hy is die Seun van God, hy is die Messias, maar hy is die lam, waar daar oor duisende jare gewag is, wat die betaling van die sondes gaan kom maak, wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. En die reaksie van die disippels was, die 2 het dit gehoor, dat Johannes dit sê, en hulle het vir Jesus begin volg. Die oomblik en die grootheid van wie Jesus was, het hierdie disipels so geraak, wat vir Johannes gevolg het, gesê, ek gaan hom volg. Ek gaan hom volg. En die vraag vandag vir my en jou is dit nog ons reaksie met Jesus, wat die lam van God vir ons was? As ek hoor van wie Jesus is dit dat ek nog steeds wil sê, ek wil hom volg. Ek wil agter hom aanstap, ek wil saam met hom leef, ek wil in verhouding met hom wees, ek wil hom persoonlik ken. Of het die kruis van Jesus vir ons so eenvoudig geraak, of so algemeen geraak, dat dit 'n bysaak geraak het in ons leef. Vir hierdie 2 disippels was dit sentraal, en dit is alles waarvoor ons gewag het. Is Jesus nog alles waarvoor jy wag? Is Goeie Vrydag vir jou 'n goeie Vrydag, omdat Jesus vir jou goed is, en alles is waarvoor jy gewag het? Want hierdie disippels, hierdie 2 wat klaar leermeester gehad het, wat vir Johannes gevolg het, en agter hom aangeloop het, toe hulle hoor wie Jesus is, het hulle keuse gemaak, sê hoorie, ek gaan hom volg. En na hierdie het klomp disippels vir Jesus begin volg. En vir 3,5 jaar, 3+ jaar het hierdie, nie net die 12 disippels, het klomp mense saam met Jesus pad gestap. En hulle het gesien hoe hy mense liefhet, hulle het gehoor hoe hy preek, hulle het gesien hoe hy mense gesond maak. Hulle het gesien hoe hy regverdig leef, en perfek leef, en sonder sonde leef. Hulle het sy voorbeeld gesien vir 3,5 jaar. En vir 3,5 jaar leer hulle hom ken as die lam van God. Maar ek dink by hulle was nou die vraag, wanneer gaan die lam
die sonde wegneem? Wanneer gaan die lam die sonde wegneem? En ek dink so aan die aand voordat Jesus se kruisiging begin het en voor hy gevange geneem is toe hy, en buite dat Jesus 'n paar keer vir die disippels dit gesê het, toe hy hulle voete was en hulle dien, en hy hulle eintlik toe nou inlig, hoe die ouens, hierdie is nou wat gaan gebeur, die proses waar die lam die sonde van die wêreld gaan wegneem, gaan nou begin. En hy word gevangene geneem, en ek wil aanmoedig, as jy lanklaas die kruisiging storie gelees het, gaan lees dit in al 4 evangelies. Gaan lees die laaste 5 hoofstukke van al 4 evangelies. Dit vertel so die oploop van hoe Jesus, die lam van God, homself voorberei het om die sonde van die wêreld weg te neem. Maar hy word gevangene geneem, en hy word vir Kajafas gebring, en hy word aangekla, en die ouens wil nie vir Jesus sê nie, en hulle wil die sondaar vrylaat, en hulle slaan hom, en hulle trek sy baard uit, en hulle spoeg op hom, en hulle trek sy keer uit, en hulle verneder hom. En hulle spot hom tussendeur al hierdie, hulle sê vir hom, jy is mos nou die koning. Sê vir ons, wie het jou geslaan, of jy is mos nie die koning, jy kom ons nou jouself help. En hulle begin hom martel, voor mense daar in die publiek. Buiten dat hulle geen bewyse gekry het, dat hy enige sonde gehad het nie. Hulle het geen bewyse gevind nie, dit is so verkeerd in die evangelies, daar is geen bewyse gevind, dat Jesus skuldig was. En tog, as gevolg van die mense, as gevolg van die gehoor, as gevolg van die volk, wat net wou gehad het dat Jesus moet gekruisig word, was hy oorgegee om gekruisig te word. En hy is gegeesel, en hy is geslaan vir my en jou sondes. En vanoggend wil ek nie eers sê vir jou sondes, vanoggend wil ek vir jou sê dat my sondes alleen moes veroorsaak het dat Jesus moes gekruisig geword het. En vir my sondes was hy geslaan gewees. Vir my sondes was hy vernederd en gegeesel. En op so 'n manier aangerand, dat mense hom nie meer kon erken nie. En toe het hulle vir hom 'n kruis gegee, en vir hom gesê, jy moet nou jou kruis dra, na Golgotha, hier deur die stad waar almal jou kan sien, moet jy jou kruis dra. En so die ene het dit nogals interessant gesê, is die priesters in daai tyd, so daai oggend al, seker gemaak het dat die lam wat geslag moet word vir Paasnaweek, moes uitgekeer geword. En so heel moontlik buite die stad, terwyl Jesus besig was om sy kruis te dra, was daar nog mense wat, priesters, wat lammers uitgekeer het, om sê, ons moet hierdie slag vir sonde, terwyl Jesus, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wil wegneem, reeds besig was daarmee. Ek dink, die rede hoekom ek dit sê, is ek dink partykeer probeer ek en jy goed doen, om te regverdig hoekom ons vergewe moet word. En ek dink jy moet weet, dat daai lammers, waarmee daai priesters buite die stad mee besig was, het geen doel gehad. Want die lam van God, waarvoor alle sonde betaal moes word, was besig met die betaling vir sonde, reeds binne in die dorp. En hy is besig om sy kruis te dra, en hy is besig om uit die stad te gaan vloei tussen al hierdie mense deur. Almal wat hom spot, almal wat hom sien, almal wat hierdie beleef, en hy kom op die plek waar hy gekruisig moet word. En hy word vasgeslaan aan die kruis, deur sy hande en sy voete. En hy word opgerig tussen misdadigers, oordat hulle hom sien as misdadiger, buiten dat daar geen skuld teen hom was nie. En dis so wat Jesaja sê, is hy sê, hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na 'n skaapplek toe gelei word, word hy soos 'n skaap wat stil is, 'n skaap wat stil is geskeer is, het hy nie gekla nie. Jesus het nêrens weerstand gebied dat hy moet gekruisig word nie. Inteendeel, hy het gebid vir ouens. Hy sê, Here, vergewe hierdie ouens, hulle weet nie waarom hulle besig is nie. Maar Jesus was baie doelgerig dat hy moet gekruisig word. Dit is hoekom hy gekom het, sodat die lam die sonde van die wêreld kan wegneem. En aan die einde van die proses, hierdie 7 kragtige woorde wat Jesus aan die kruis sê, kom ons eintlik by hierdie gedeelte, aan die einde, wil hom vir jou lees, aan die einde kom ons waar Jesus, aan die einde van Johannes, heel aan die einde van Johannes, aan die einde van die kruisigingproses, Jesus skaal aan die kruis, hy is besig om dood te gaan. Sê Jesus die volgende in vers 28, hy sê hierna het Jesus, na die hele kruisigingproses, na al die vernedering, na al die spot, na al die oomblikke, saam met sy mense en die verbygang mense wat hom mok en hom spot. Na al hierdie gebeurtenis van die kruis, hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê ek is dors. Hy het gesê hy is dors. Dit is altyd vir my so interessant, van al die woorde wat Jesus aan die kruis gesê het, is hierdie vir my so interessant dat hy gesê het, hy is dors. En ek weet, ons klomp ouens wat al gepreek het oor hier, en my oortuiging is nie dat Jesus
noodwendig fisies dors was. Hy mag dalk fisies dors ook gewees het, maar as jy so gaan lees, net voor die kruisiging begin het Jesus gaan bid en hy het met die Vader gepraat en hy het gesê, Here, as dit U wil is dat ek hierdie lydingsbeker moet drink, dan is dit reg. As dit U wil is dat dit verby moet gaan, is dit reg, maar Here, ek wil U wil doen. En so, Jesus het hoewel hy dit met God deurgewerk het, was dit nie dat hy nie voorbereid was om die kap te drink, die beker te drink, waarvoor hy gekom het nie. En so, hierdie lydingsbeker, wat ek dink, hierdie waar Jesus eintlik praat van ek is dors, ek dink hy sy woorde waar hy gesê het, oor ek is reg. Vader, Here, ek is reg om die sondes van die wêreld in te neem. Ek is reg om die lydingsbeker te drink, waarvoor ek gekom het. Yes, ek is gemartel en geslaan, maar ek moet sterf vir die sondes. En ons lees hier so, hy het gesê, ek is dors, vers 29 sê, daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, en die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hyssoptakkie gesit, en dit in sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gedrink het, het hy gesê, dit is volbring. Dit is volbring, vriende, as jy jou Bybel het met die raai volbring omkring. Dit is volbring, wat Jesus hier sê is, die prys is betaal. Die sonde wat vir die wêreld weerhou het om vir God te ken, is nou voorbetaal. Die lam van God het werklik dan nou die sondes vir die wêreld betaal. En so dis nodig, as jy hier sit vandag, dat jy moet weet, die oomblik toe Jesus sê, dit is volbring, was die betaling vir die sonde gedoen. Dit sê letterlik net hierna, toe het hy sy kop vooroor laat sak, en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Jesus het aan die kruis gesterf, vriende, dat jy vergifnis kan ontvang. Dat jy vergifnis kan ontvang, dat jy vergewe kan wees, dat jy vrygespreek kan word, dat jy hom persoonlik in 'n verhouding kan ken. En so, Jesaja skryf in daai gedeelte net voor dit, vers 4 sê, hy het ons lyding op hom geneem en ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf moes word, wat deur God geslaan en gepynig moet word. Vers 5, oor ons oortredings is hy deurboor, en oor daai ons, moet jy jou eie naam skryf. Jy moet daar kan skryf, oor Willie is die Here deurboor, en oor Willie se sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Vriende, ek weet nie waar is jy nie. Ek weet nie as jy naby die Here nie, ek weet nie of ken jy die Here nie, ek weet nie of is jy ver van die Here af nie, maar dit is deur die bloed van Jesus, die lam van God, wat daar vir jou genesing kan wees. Dit is deur die kruis van Jesus, wat daar 'n brug gebou is, dat ons weer persoonlike verhouding met God kan hê. Jy is gemaak as mens, om hom te ken. Maar dis deur die kruis van Jesus wat ons hom kan ken. En my hoop is so vanoggend dat jy opnuut weer sal besef, Here, waar ook al ek is, ek het U nodig. Ek het U nodig, ek het U kruis nodig, ek het U bloed nodig, ek het die vergifnis en die vergifnis van sondes wat U wil gee. Ek het dit nodig, Here. Petrus skryf in 1 Petrus 18, hy sê, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit oererflike sondelose bestaan nie. Nee, inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek was. Net soos die Israeliete vir jare lank 'n vleklose, gebreklose lam moes geslag het Jesus daai lam vir my en jou geword. Kolossense skryf Paulus, Kolossense 2 vers 14, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Die verskil tussen Jesus se offer aan die kruis en die lammers, die miljoene lammers wat geslag was, is dit kon dit nooit wegvat nie. Maar Jesus aan die kruis en die opstanding van Jesus op die Sondag, vriende, het gemaak dat Jesus die sonde van ons af skei. In Romeine skryf Paulus vers 25, hy sê, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Daar is versoening wat jy met Jesus vandag kan beleef, vriende. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sonde wat hy voorheen in verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Nie net het God ons vergewe van ons sondes nie, maar hy het ook die klomp miljoene Israeliete voor Jesus, waarvoor daar tydelike offers altyd gemaak is, ook vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels, is dat hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat glo. Aan die einde van 2 Korintiërs 5, wat so praat oor die versoening van Jesus, vers 21 skryf Paulus, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Jesus, deur God vrygespreek kan word. Ek wil hierdie vir jou verduidelik, ek dink, weer eens, ons dink so half aan die konteks van vergifnis in 'n sekere manier. As ek dink as ons praat oor sonde, dan dink ek eintlik in die konteks van ons label ons baie keer as 'n sondaar. En ek dink dis baie keer waar die Israeliete was in daai tyd.
Kom ek vat al die slegte sondes wat ons partykeer dink is erger as ander. Dus ons het so 'n label wat ons partykeer dra met ons sondes. Hier is gewoonlik nie die moeiliker deel nie, julle, sorry. En so ons kan onsself so plak met sondes. En ons kan dink so, okay, Here, in die Ou Testament, as 'n ou sonde gepleeg het, so hy gesê het, okay, Here, ek vloek, ek is regtig jammer, vergewe my, ek gaan hierdie offer gee. En so eintlik wat gebeur het is, nou het ek nou lê ene, is eintlik nie dat hierdie sonde weggevat kon word, dit was vergewe. En so Jesus sou tydelik net dit toegemaak het. En dit is nou prakties, ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê. Dit kon nie in daai tyd 100% weggeneem geword kon word nie, want dit was nie betaal nie. Maar dan het ons weer nonsens gedoen en dan het ons nou weer ietsie moeilikheid gedoen en ons het nou weer iemand se pompoene gesteel en ons nou weer na die Here gekom en soos Here, ek is jammer. En dan het ons nou weer 'n stiekerie opgeplak. En so in die Ou Testament was daar nie iemand wat die sonde kon wegvat nie. Maar toe Jesus aan die kruis kom, die lam van God wat die sonde van mense wegvat, het hy hierdie sondes, vriende, letterlik van my en jou kon vat en op hom gaan sit. Hy het letterlik die sonde van ons kom afhaal en sê, weet jy, ek vergewe jou vir die seksuele sondes. Ek vergewe jou vir daai oneerlikheid. Ek vergewe jou vir daai verslawings. Ek vergewe jou vir die sonde. Ek vergewe jou, ek wil so eendag geskryf het, vir daai secret sin, wat niemand weet nie. Ek vergewe jou vir daai. Ek vergewe jou, want ek wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Ek wil 'n versoening met jou. Ek wil hê jy moet in die vryheid van wat die kruis kan beteken, wil ek leef. Dis wat Jesus wil hê, maar dis so 'n eensydige deel. Dis nie al wat Jesus vir my en jou kom doen het nie. In die kruis van Jesus het hy die geregtigheid van Jesus op ons geplaas. Hy het nie net die sonde weggevat, vriende, hy het ons kom vervang in ons identiteit met soos, nee, wil jy as sondaar mens behoort nou aan my. Ja, sondaar mens kan nou my persoonlik ken. Jy is nie meer gelabel as die sondaar ou wat vloek of sukkel met daai verslawing of daai moeilikheid. Nee, jy word nou my kind. En die kruisiging van Jesus is tweedoelig in 'n opsig, is dat hy die sonde van die mense weggevat het. Hoor wat skryf Hebreërs, hy sê in Hebreërs 10, is so mooi, hy sê Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Dit sê ook die Heilige Gees betuig dit in ons. Hy sê, dit is die verbond wat hy met ons in daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in hulle harte gee en hulle verstand sal ek dit skrywe. En dan sê hy, aan hulle sondes en hulle oortredings dink ek nie meer nie. Vriende, is so belangrik dat jy sal hoor vandag as gevolg van die kruis van Jesus. Hy het gekom omdat hy aan jou wil dink. Hy wil nie meer aan jou sonde dink. En so wanneer ek en jy kom en sê, Here, in die bloed van Jesus, in die kruis, ek is jammer, Here, vergewe my. Kom Jesus en hy sê dit. Hy sê dit, ek dink nie meer aan jou sondes. Die 2 Korintiërs 5, net voor daai vers 21 sê, vers 19, God reken nie meer ons sondes aan ons toe nie, want hy het dit aan Jesus toegereken. Hy reken ons as kinders van God, wanneer ons die kruis van Jesus aanvaar. Hy sê, waar die sonde vergewe is geen offer daarmee nodig nie. Daar is nie meer offers nodig wat ek en jy moet gee nie. En ek wil met hierdie afsluit is, vriende, ek en jy met ons sonde, ons kan niks doen om vergifnis te ontvang nie. Buiten dat ons niks kan doen nie, is dit nie nodig dat ons nou iets mee moet doen nie, want Jesus het reeds genoeg gedoen. Dis hoekom hy kon gesê het aan die einde van die kruis, dit is volbring. En vanoggend is dit belangrik dat ek en jy weer terugkom soos, Here, dankie dat U genoeg is. Dankie dat dit wat U gedoen het genoeg is. En daarom, Here, hoef ek nie meer in skuldigheid te voel nie, in skuldgevoelens vasgevang te wees. En nee, Here, want U was vir eens en vir altyd skuldig bevind. Ek kan met vrymoedigheid na U toe gaan. En dis waarmee ek ons wil aanmoedig as kerk vanoggend. Is in Hebreërs 10, aan die einde van daai gedeelte gaan dit oor, reeds omdat God nie meer aan ons sondes dink nie en daar nie meer offers is vir sonde nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na Jesus toe. Ek weet nie, waar is jy vanoggend nie ons? Maar ek hoop so jy kan hierdie doen vanoggend. Hy skryf, kom ons gaan met vrymoedigheid na Jesus toe. Hy sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En op dit
En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel Heer en dis deur sy liggaam. Dalk is vanoggend die oggend, vriende, wat jy moet sê, Here, ek wil daai sonde vir U gee. Ek wil al die plakkers wat dalk daar op my is, wil ek vir U gee, Here. En bid dat U my sal vergewe, sodat wanneer U my vergewe en vryspreek, dat ek hierdie identiteit kan hê, Here, as U kind. Dalk is dit vanoggend die oggend wat jy moet sê, Here, ek is jammer vir daai sonde wat niemand weet nie, wat my in my hele lewe lank al mee sukkel, wat maak dat ek sukkel om U te ken. In Johannes 1 vers 9 skryf Johannes, hy sê, God is getrou en regverdig. Hy is getrou en regverdig, om ons te vergewe en ons skoon te was, wanneer ons sondes bely. En my hoop is so, ek wil 'n oomblik gee waar ek vir jou wil bid, dat ons vanoggend dit ook kan doen. So kom ons maak die oë toe, kom ons bid sommer as kerk saam. Dalk sit jy hier vanoggend en jy sê, Willie, ek ken die Here, maar ek besef vir jare lank al sukkel ek met hierdie ding en ek kan net nie breek met daai ding nie. Ek gaan vanoggend vir jou wil bid. Dalk sit jy hier vanoggend en jy sê, Willie, ek ken nog nie die Here nie. En my sonde voel dit vir my, ek is te ver van Jesus af. Vriend, ek wil vir jou sê, daar is nie 'n plek in hierdie wêreld waar jy te ver is van ons God nie. Hy het sy lewe gegee omdat jy jou persoonlik wil ken. Dalk as jy lief vir Jesus, jy besef net sonde het meer deel geraak van jou lewe as wat jy sou wou gehad het. En dit is dalk net nodig vanoggend dat jy 'n nuwe toewyding aan hom moet maak. Ek wil vir jou ook bid. Vanoggend is daar 'n geleentheid waar ons 'n nuwe toewyding aan Jesus kan maak, of vir die eerste keer toewyding. En ek wil vir jou geleentheid gee, as jy gebed nodig het, vir vergifnis, en jy wil goed vir die Here gee, wil ek nie vanoggend jy met hand opsteek, ek wil jy moet vir my opstaan, en ek wil vir jou bid. As dit jy is, wil ek jy moet staan. Jy kan nou staan. Amen. Amen. Here Jesus, ons kan nie anders as om vir U dankie te sê vir die kruis nie. Dankie Here dat dit genoeg was. En wanneer ons vanoggend kom bely, Here, en sê ons is jammer, Here, vergewe ons wil U ken, ons wil in verhouding met U leef, dat ons verhouding met U kan hê, Here. Dankie Here dat U, die Lam van God, U bloed genoeg was om die sonde van ons as wêreld te kon wegneem. Ek bid vir hierdie mense wat staan, Here, wat vergifnis soek, Here, wat dalk 'n nuwe toewyding maak, wat 'n verhouding met U wil hê, wat wil in vryheid leef. Ek bid so in Jesus naam, Here, dat hulle in die waarheid van die kruis, toe U gesê het dit is volbring, Here, dat hulle in dit sal leef. Ek bid, Here, vir U vergifnis vir hulle. Ek bid dat hulle U vryheid sal kies, en in hierdie nuwe identiteit as U kind, Here, dat hulle in dit sal leef. Mag hulle daai sonde neerlê, Here, vir U vanoggend. Mag hulle U uitstap en weet, ons is vergewe, as gevolg van die bloed van Jesus. Heilige Gees, ek bid dat U naby aan U sal hou, dat hulle naby U sal leef. Kom seën vir hulle, Here, in Jesus naam. Amen.